Tannie Meisie, Jan, Willem, Michelle, familie, vriende. Ons bid dat die Gees van God julle sal in hierdie tyd kom versterk. Ons het die voorreg as kinders van God om die Gees van God te ontvang het, sodat hy ons sal versterk en kom troos in hierdie tyd. Weet dat God gesê het, hy is altyd met ons, ook in hierdie tyd wat ons sal besef. Ons almal het dit nodig om vertroos te word. En ons hemelse Vader het dit geweet en daardeur het hy vir ons die voorreg gegee om enige tyd net ons oor te maak en te vra dat die Gees van God sy vrede oor ons sal bring. Net vir 'n oomblik wat ek vir jou vra, kom ons maak ons oor toe en dan roep ons dit herinneringe in hierdie tyd die familie voor God. Soos wat ons stil raak, dan net vir die Here vra om die familie deur hierdie moeilike tyd te dra. Ons hemelse Vader, die voorreg wat ons het om 'n God te dien, die God wat hemel en aarde gemaak het, God wat ons weet, daar is niemand soos U nie. Op hierdie spesiale dag wat U vir ons gegee het, kom eer ons U, Here. Ons kom eer U vir die lewe wat ons kan herdenk van Wimpie wat vir ons geskenk is oor 'n tydperk van 59 jaar. Here, so moeilik as wat dit is om afskeid te neem. So moeilik is dit om te weet ook, Here, dat ons hom nie hier op aarde weer sal sien nie, maar aan die vaste vertroue sal hê. Dat ons 'n hoop het in U. Ons hoop is dat ons eendag in die ewigheid weer saam sal wees soos U beloof het. Here, U is 'n God van die verlede, die Here en die toekoms. Ons vertrou U, Here. Want geseënd is die mens wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Ons kan net op U vertrou en daarom bely ons vanoggend elkeen wat hier sit. Here, ons geloof is in U, want daar is niemand anders soos U. Versterk ons in hierdie tyd, Here Jesus. Wees ons naby. Dankie dat U ons ewige trooster is en ook in hierdie tyd ons skuiling sal vind onder die vlerke van die Allerhoogste. Vir die familie, vir Jan, van die Meisie Vader, bid ons dat U hulle sal omvou in barmhartigheid, genade en liefde, en dat hulle sal besef dat hulle krag is van U alleen, en daarom eer ons U vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons skrifgedeelte vanoggend, seker een van die bekendste dele van die woord van God is waar die twee susters Maria en Magdalena vra dat Martha Jesus gaan roep het, want Lazarus is dood. En die gesprek wat plaasvind tussen Maria en Jesus toe hy haar tegemoet kom, is seker een van die mees hartseerste gedeeltes in die Bybel, want dis min dat ons lees dat Jesus self geween het. So Jesus het die emosies getoon en hy verstaan dat ons vandag hier kan sit met baie hartseer in ons harte en ons menswees. Maar tog kom bemoedig hy die twee susters en die familie van Lazarus met hierdie woorde. En ons skriflesing vanoggend is Johannes 11:23 tot 27. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. 'n Gesprek wat 'n hartseer suster van Lazarus het
met haar skepper en haar verlosser in wie sy geglo het. As we kyk in die moeilikste preek om te preek is 'n bekeringspreek. Van ouds het ek altyd gehoor dat ons in die begrafnisbriefies gesê is, dit het die Here van hemel en aarde behaag. Maar as jy die woord van God ondersoek, dan sê hy het geen behaag in die sterfte van geen mens nie. Esegiel 18:32 sê, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, bekeer julle dat julle sal lewe. As daar een ding is wat ek altyd by 'n begrafnis kom doen, wat vir my so treffend is, dat mense na die tyd altyd vir my sê, dis verskriklik. As hulle hierdie ding omdraai en hulle besef, elke mens van ons het 'n uurglas. Na uurglas is dag vir dag, oomblik vir oomblik, loop hy leeg. Maar dis nie wat saak maak nie. Wat saak maak is, of ek en jy die ewige lewe saam met Christus gaan lewe. So baie mense glo dat goeie mense hemel toe gaan, maar as ons in die woord van God lees, en hierdie gedeelte waar Martha en Maria met Jesus praat, is dit so duidelik dat hy sê, jy moet werklik glo in Jesus Christus as die verlosser, die saligmaker en redder. Hoe behaag ek God? Eenvoudig, deur om in hom te glo. Dis min dat die Bybel dit duidelik sê, wanneer kan ek God behaag? Ek kan slegs God behaag deur my geloof in Christus Jesus. En dis iets wat Maria so duidelik verstaan het hier toe sy dit sê vir Jesus, want die woord wat daar seker laat skrik het en die vraag, as iemand jou prompt op sal loop en vir jou vra, gloei met dit. Gloei hierdie woorde wat ek vir julle geleer het, dat as jy in my glo, dat jy reeds die veroordeling vrygespreek het. Hoekom is dit so moeilik vir ons om op 'n dag soos vandag te kom besef, daar's niks goeds in ons nie. Ek dink as daar een deel is in die Bybel wat my geskok het, is toe Jesus deur een van die leermeesters gevra word, self die Fariseërs, en hulle vra vir hom, goeie meester. En Jesus se antwoord is, hoekom noem jy my goed? Daar is niemand goed nie, behalwe my Vader. Toe Jesus dit sê, besef ek dat ons almal op 'n punt moet kom om te besef uit ons eie krag uit. Al is ons so sterk, het ons 'n verlosser nodig. En dis hoekom Vader God vir ons so wonderlik goed was om sy seun vir ons te stuur. Sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie. Ek en jy lewe met een doel op aarde. Wat is daai doel? Daai doel is om eendag saam met Jesus die ewige lewe in te gaan. Hy het die kruis vir ons as teken gelos. So baie van ons kyk na 'n kruis en ek wonder baie keer wat gaan deur ons gedagtes. Sondag vir Sondag het ons die voorreg om in 'n kerk of in 'n samekoms te kom en te kyk na die kruis en te besef, weet jy wat? Die kruis is leeg, die graf is leeg. Sy belofte dat hy vir ons plek gaan voorberei, sy hart, hier wat hy sê in Esegiel, wat hy sê, my hartsbegeerte eintlik, in my eie woorde, is dat elke mens ons sal bekeer, weg sal draai van die sonde af, weg sal draai van die kwaad af, weg sal draai van dit wat skeiding maak tussen jou en God, terugdraai na Jesus toe. Dis die woord in Grieks, metanoia, om terug te draai, om te draai, tot die besef te kom, ons het 'n verlosser nodig. Want dit is ons hart. Dit is God se hart. Dit is die kinders van God se hart, om eendag saam met hom die ewige lewe te beerwe. In kort, wil ek vanoggend vir jou vra, as jy hierdie woord hoor, ondersoek jy nog jou eie hart. Vra jy jouself nog, as ek vandag die ewige met die tydelike met die ewige moet verwissel, waar gaan ek my oë oopmaak? Dis 'n realiteit. So verseker soos wat daai uurglas die sand deurlaat, so eerlik en waaragtig kan ek vir jou sê, jy gaan jou Skepper ontmoet en jy moet gereed wees. Mag ons elkeen vanoggend net so vir 'n oomblik stil raak, na onsself binnekant kyk en vra, Here, is ek regtig gereed? Lewe ek die lewe wat God wil hê? Lewe ek 'n bekeringslewe, 'n lewe wat daarvan getuig dat Jesus Christus die Heer van my lewe is? Ons het tyd.
Die kosbaarste ding in die wêreld is tyd. Ek luister toe ons daar agter staan, hoe familie sê ons sien mekaar net op begrafnisse. Want dis die tyd wat ons dalk nodig het om vir mekaar te vra, is jy gereed vir dit wat kom in jou eie lewe? Lewe die lewe voluit. As daar een ding is wat ek altyd vir my seuns geleer het, is dat jy jou skepingsdoel bereik. Jou skepingsdoel op aarde, maar ook om eendag saam met Jesus Christus die ewigheid in te gaan. Maak seker vanoggend as jy hier uitgaan, dat jy dit bedink het. Dat jy seker is. Dat jy seker is, dat jy seker is. Jy gaan nie die ewigheid bederf nie. Maar jy sal saam die Skepper wat jou geskaap het om die ewigheid saam met hom in te bring. Dis sy hartsbegeerte. Dis waarin God behaag, is dat ek en jy ons bekeer en 'n lewe lei wat hom tevrede stel. Amen. Ons hemelse Vader, U het dit so duidelik, U het dit so maklik, U het dit so vereenvoudig vir die mens op aarde, dat dit baie keer vir ons voel, Here, dis te maklik. Maar Here, die prys wat U betaal het vir elkeen van ons wat hier sit, was die volkome prys wat God die Vader gevra het. Dankie dat ons hier kan sit en kan weet dat die woord van God en die gees van God ons oortuig. Dat daar weer vrede kan wees tussen God en die mens, deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Here, ons kom eer U. Ons kom eer U vir wat agtergebly het, ons wat nog hier sit, wat nog tyd het. Wat die woord van God hoor, mag ons dit in ons harte vandag ondersoek. Mag ons seker maak, Here, ons mis nie dit wat God vir ons het nie. Ons kom maar denk 'n lewe, Here. Iemand wat naby ons was, iemand vir wie ons lief was. Dat dit vir ons 'n getuienis sal wees, Here, dat elke mens, U woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die lewende God is. Dat U die Seun van God is. En daardeur is ons verlossing deur U en U alleen. Dankie Vader vir ons samekom as familie en vriende. Dat ons ook kan weet, maak nie saak hoe die toekoms lyk nie, Here. U is met ons. Die belofte dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Mag dit altyd in ons harte vasgeanker wees. Dankie, Here, dat U goddelike vrede oor U kinders sal uitgegiet word, Here. Dat ons met afwagting in ons harte gereed sal maak vir dit wat U vir ons het in 'n tyd soos die. Seën ons elkeen, Here, by die gehoor van U woord. Ek bid dit in Jesus naam, die naam bo elke naam. Amen. Ek wil ons goed staan en dan gaan ons net saam Psalm 23 sing en daarna kan ons net weer ons plekke inneem. Cool.
Plekke. Daar is 'n briefie in jou begrafnisbrief waar daar 'n huldeblyk gebring is deur sekere mense aan Willem. Ek wil nie die begrafnisbrief dan vir jou voorhou, ek gaan nie die spesiale boodskappe lees nie, terwyl ons die huldeblyk bring en 'n videoetjie wys, kan elkeen dit maar so op sy eie deurlees. Ek weet, jy wonder soms, hoekom dinge moet gebeur, en ek weet, jy het baie vrae in jou hart, is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees, as jy na my verlang, onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel, wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag, ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die
wat sy vlekke om jou hou. Op 1 Augustus 1964 is die boek van Willem Hendrik Johannes, soos ons hom geken het, Wimpie Silje, geopen. Die bladsye van hierdie boek word gevul met inskrywings van dade en van liefde teenoor ander. Diens aan sy meester kry voorkeur. Daar is 'n inskrywing van blydskap, hartseer en pyn. Maar in alles het hy geweet dat sy verlosser leef. Sy laaste hoofstuk is voltooi op 7 Junie 2024. Wimpie, sy heengane, word diep betreur deur die familie en sy vriende. Ek wil tog maar 'n geleentheid gee, Jan, vir enige iemand wat net iets wil kom deel met ons oor Wimpie. Elkeen van ons het iewers iets onthou en ek het vir myself 'n brief geskryf hier teen die einde om te lees as ons klaar is met die begrafnis oor die belangrike familie en tyd. So ek wil graag, as daar enige iemand is wat net 'n huldeblyk aan Wimpie sal bring, boonbehalwe dit wat geskryf is, of as jy dalk met jou eie brief hier wil kom lees, is jy baie welkom. Terwyl ek voorberei het ek sommer so 'n paar gedagtes vir die familie en vriende gesê. Dit is sommer so neergepen hier om dit vanoggend te lees. Ons kry so min tyd om met mekaar dinge te deel wat belangrik is. Om saam as 'n familie en vriende tyd te spandeer. Vir hulle wat vanoggend tyd gemaak het om afskeid te kom neem van 'n geliefde seun, 'n broer, 'n klein huldeblyk te kom bring aan iemand wat so lank deel was van ons lewens. Daarom wil ek vir jou vanoggend vra, moenie tyd afskeep met familie nie. Dit is so belangrik dat ons tyd spandeer om herinneringe met mekaar te deel. Tyd loop vinnig uit en ons almal word vinnig oud. Dit is so onnodig dat ons mekaar net sien op begrafnisse of troue of verjaarsdagpartytjies. Tyd is kosbaar. Is tyd wat ons afstaan, wat wys dat ons barmhartigheid het vir mekaar. Dus as ons tyd maak vir mekaar, dat ons mekaar wys dat ons omgee vir mekaar en mekaar regtig lief het. Dis wanneer ons tyd met mekaar spandeer, dat ons regtig weet dat die grootste gebod wat God ons agtergelaat het, om vir hom lief te wees bo alles en met alles, en hierdie selfde wanneer ons mekaar lief het met 'n goddelike liefde, kry God altyd die eer daarvoor. Die groot opdrag wat ons vir mekaar kan gee is liefde. En die liefde is om mekaar te vergewe. Ek wil jou vanoggend vra om tyd te spandeer saam met die familie. Deel bietjie die mooi gedagtes, die mooi herinneringe. Want ons weet nie wat lê voor nie en ons weet nie wanneer sien ons mekaar weer nie. So terwyl ons die voorreg en die tyd het vanmiddag om bietjie tyd te spandeer. Deel bietjie julle gedagtes met mekaar. Spandeer tyd met mekaar. Drink koffie. Maak tyd. Maak tyd vir mekaar. Maak tyd vir jou familie en jou vriende. Want dit is soos ek gesê het, die dierste kommoditeit wat jy nooit weer terugkry nie. Tyd is so belangrik. Daarom wil ons julle ook uitnooi dan. Moenie net in jou voertuig klim en ry hierna nie. Gebruik die tyd
om net onder mekaar 'n bietjie te kuier en saam te wees. Hoop julle sal ag gee daarop. Ek wil nou vir oom Willem Kreer net vra om die bedankings te kom doen. Daarna gaan ons sommer staan en dan gaan ons die oorwinningslied sing. Dan kan ons net sit vir die afsluiting. 'n Prediker het eendag by 'n geleentheid by 'n begrafnis gesê, en ek wil dit graag in Engels sê want dit klink vir my beter. We're not celebrating his death, we're celebrating his homegoing. Die Bybel sê dat Jesus het gesê, my Vader se huis is daar baie wonings. En ek gaan om vir julle plek voor te berei. Aan die familie Jan, Adrie, oumakie, moeder, van my kant af, my vrou se kant af, julle bly in ons gebede. Ek hou die bedankings voor soos aan my gegee. Eerstens 'n groot dank aan ons hemelse Vader, dat hy ons deur die afgelope week gelei en bewaar het, en ook so met al die reëlings. Dankie vir almal wat vandag hier is, almal wat ook van ver gekom het. Ons waardeer ook elke boodskapie, elke gebed, elke oproep. Baie dankie. Dankie aan Pieter Botha wat vir ons die mediese dienste reëlings gereël het, Vrydag die 7de Junie. Baie dankie aan die mediese dienste en ook Martins begrafnisdiens. Aan Paul baie dankie dat hy die diens vir ons waargeneem het en ook vir Caroline vir haar hulp met die foto's. Groot dankie aan Gavin wat vir ons die musiek gelei het. Dankie aan Michelle en Willem dat julle dadelik vir ouma by julle ingevat het en vir julle ondersteuning. Aan al die dames wat vir verversings, drinkgoed gesorg het, baie dankie. Baie dankie ook aan Johan en Lizelle Oberholzer vir die maak van die video, vir die wat nie hier kan wees nie, sodat hulle ook deel kan wees van hierdie geleentheid. As ons dalk iemand uitgelaat het, wil ons ook net sê baie dankie vir julle bydrae en dan nogmaals baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid. Soos Paul gesê het, vertoef so 'n bietjie hierna, geniet 'n koppie koffie en 'n eternetjie en dat ons kuier by mekaar. Baie dankie. Kom ons gaan staan en dan gaan ons die oorwinningslied sing en as ons klaar is, wil ek die vra om net te sit. Vir die seën van die Here. Halleluja, uit die rots wat
syne slaan op drome en kom dans voor God se woord. Om leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Lof om prys om Halleluja, lof om prys om Halleluja, lof om prys om Halleluja, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan. Kom ons sit. Soos julle genooi is vir koffie en tee hierna, kom kuier gerus saam. En dan gaan ek net afsluit met die Here se seën oor julle uitspreek. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en vir julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en vir elkeen van julle sy vrede gee. Ontvang so dan die seën van die Here. Amen.